This is CliffCentral.com. Welkom by die Klipkouers potgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Hallo Klipkouer, my naam is Jacques Basson. Ek is die stigter en aanbieder van die Klipkouers potgooi, waar ek gereeld met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers gesels om 'n stukkie goud vir jou te ontgin. Baie dankie dat jy spesiaal hierdie episode moes aflaai en dat jy wil wees. Dit is heerlik om jou hierso te hê. Dit is vir my natuurlik baie belangrik as ek sê belangrik, dit is vir my altyd lekker as ek 'n koneksie het met 'n gas. En ek sê 'n koneksie, ek weet nie of jy al gehoor het van die Kevin Bacon effek. Nou die Kevin Bacon effek is 'n naam, ek verbeel my, as ek reg onthou, ek het die eerste keer daarvan gelees in een van Malcolm Gladwell se boeke. Doen jouself vergins as jy nog nie sy boeke gelees het nie, Tipping Point, Outliers, Blink, David and Goliath. Hy het ook natuurlik fantastiese potgooi genaamd Revisionist History, so doen jouself vergins en gaan luister of lees as jy kan. En die Kevin Bacon effek is basies hoeveel handskit is jy van iemand af. Met ander woorde is as jy goeie vriende is met een van my vriende, is ek en jy een handskit van mekaar af. En op daai stadium is bepaal dat ek dink die gemiddelde ou in Amerika was 6 handskitte weg van Kevin Bacon, die Hollywood akteur af. So ek probeer altyd kyk hoeveel handskitte ek van iemand af is. Nou vandag se gas het nie teleurgestel nie. Ons het vasgestel dat hy sy prokureurs articles nadat hy Stellenbosch geswat het in Bloemfontein gaan doen het, en die regsfirma met wie hy daar gewerk het, Nordeus, het hy saam met een van my goeie vriende Wikus saam articles gedoen. So ons was toe een handskit van mekaar af en ons het dit obviously nie geweet nie. Maar nietemin, dit is vir my baie lekker om te kon gesels het met Omri van Sail, wat die hoof is van Agri SA. Ek dink by die mees indrukwekkendste ding van die hele organisasie is die 28,000 boere lidmate. En natuurlik het ek vir Omri 'n bietjie meer gevra oor die hele struktuur, hoe maak hulle geld, hoe voeg hulle waarde toe. En natuurlik vir hom gevra ook oor homself. Jy weet, wat maak hom tiek, hoe bevind hy homself in hierdie rol, hoe het hy gekom? Wil jy vertel die Klipkouers 'n bietjie meer van jouself? Waar het jy groot geword? Hoe het jy hier gekom? Ja, wel ek het tussen Kimberley basies, ons familieplaas was daar, so tussen Kimberley en Pretoria groot geword. Waar is Boshoff terloops? Ek het, dis naby, dis in die Noord-Kaap dink ek. Maar dis nie daar naby, dis nie naby. Nie ver nie, maar is ook nie naby nie. Naby. Ek was nie 'n voortrekker nie om. So, so ek het gematrikuleer in Pretoria en toe sê ek daarna army toe. Ek was in die Weermag in die Valskermbataljon in Bloemfontein vir 'n jaar en daarna het ek op Stellenbosch gaan studeer. Ek het daar gestudeer en regtig gestudeer en toe ek klaar is daar is ek vir 2 jaar oor see. Jaar in Londen en 'n jaar in Botswana was ek 'n safari gids. Toe het ek besluit ek met my professionele loopbaan, ek het toe bietjie die wêreld gesien en 'n bietjie ondervinding opgedoen en ook baie hard gewerk en swaar gekry. Ek is toe Bloemfontein toe om te gaan studeer. Ek het my LLB daar gedoen en terselfdertyd my regsartikels by Nordeus gedoen. Dis ek toegelaat as 'n prokureur. Maar jy het ekskuus ek van jou rede, jy het wat ek ook aflei, jy het lekker die wêreld nou getoer en rondgeneek. Ja. Maar jy het nie nonsens gevat jy geswat het nie. Want ek weet of jy vra hoe is die sosiale lewe in Bloemfontein in vergelyking met Stellenbosch, maar jy het nie rondgeneek met swatting nie. Kyk, ek dink as jy bietjie internasionaal begin werk en jy kom agter wat die waarde van geld is en die waarde van sweets is, toe ek terugkom het ek besluit ek gaan nou, in fact ek moes geleer het hoe om te leer. So ek het boeke gelees van hoe om te studeer, hoe om te spoed lees, hoe om al sulke goeders te doen. En toe ek begin het met my graad, het ek
besef dat as ek nie met Meritebeurse gaan ek dit nie kan bekostig nie, nee. En ek het daai tyd het ek R2000 'n maand verdien. Yes, dis dan baie geld. En so het ek jy weet ek het my graad gekom, ek het regtig hard gewerk en ek was gefokus geweest want ek het mos nou gesien waaroor die wêreld gaan. So ek meen daar was nog net 'n motto wat ek altyd glo is harde werk is 'n waarborg vir sukses. En dit is wat ek gedoen het daai tyd. Ja, en dis ek toegelaat selfde tyd as dat ek my graad gekry het. En toe het ek vir so 'n maand lank as 'n prokureur bietjie gewerk, bietjie hofwerk gedoen en so aan. Ek het net gesien hierdie is nie vir my nie. Ek is bietjie van 'n entrepreneur en ek wou so my opsies daai tyd was om medies te gaan swat of om 'n advokaat te word of om in besigheid in te gaan. En ek het toe die besigheidsroete gevolg. Ek het by Deloitte. Waar was jy toe op daai stadium? Ek het toe in Pretoria by Deloitte begin werk. Ons het 'n omdraai projek by die regshulpraad gedoen. En ek het toe in die wêreld van bestuurskonsultasie, management consulting betrokke geraak. Projekbestuur, projekfinansiering, strategie, operasionele jy weet, soos excellence. En Deloitte het my toe 'n beurs gegee om my MBA te doen, wat ek gedoen het by Tikkies. En daar het ek 'n klomp ander goed geleer rondom HR, jy weet, menslike hulpbronne bestuur, strategiese ontwikkeling, tegnologie, innovasie. Dit het my baie gehelp in Deloitte en ek was toe daar in die strategie konsultasie gedeelte. As gevolg van my belangstelling in Afrika en die natuur, was ek nou al in baie Afrika lande voor dit. En toe ons studente was, het ons 'n Trans-Afrika toer gedoen, Wilgenhof Trans-Afrika toer gedoen. Dis 'n koshuis-inisiatief. Dit was 'n koshuis ding. Ons het 'n trok gekoop, ons het trein sitplekke ingesit, helse hi-fi ingesit met speakers en 'n tent op die dak. En ons het letterlik van daar af gery tot bo by die source of the Nile in Uganda, nee. Ons het daar omgedraai en ons is weer terug, al die pad terug. Stellenbosch, die 2,5 maande. Die oudste ou was 21. Yes. Geen selfone nie, geen internet nie. Ons is daar op ons eie. Dis ongelooflik, veral die selfoon deel, nee, as jy dink dat hoe ons ouers oorleef het. Hulle het nie gehoor nie, jy's alright, as jy terug is, as jy terug, andersins. Dis reg. En so ek het nog altyd belangstel in Afrika en die natuur eintlik, maar in daai opsig. En die plaas het my daai blootstelling aanvanklik gegee. So ek het toe by Deloitte eventually het ek gekyk na ons portefeulje rondom Afrika, en spesifiek ook Botswana. Wat was die grootste markte vir julle? Jy het nou Botswana genoem op daai stadium, was dit Sub-Sahara Afrika? Dit was dit was Sub-Sahara Afrika. Op daai stadium Oos-Afrika is 'n redelike groot mark, want ons het 'n klomp donateurorganisasies wat daar USAID en DFID en hierdie ouens wat geld gee daar vir 'n verskeidenheid van projekte. So daar's 'n bietjie van 'n konsultasiemark. Dan Wes-Afrika was baie moeilik om besigheid in te doen. Ek meen in Nigerië, sit regtig skelms. Ek het myself al 'n paar bloutjies geloop daar. So jy weet, en ek het ook strategies ouens geadviseer rondom Afrika. So dit was nogal 'n leerkurwe. Die grootste mark by verre is in Suid-Afrika, jy weet. Maar in lande wat redelik kapitaalkragtig is, soos Botswana, was daar ook 'n hele paar geleenthede. En so het ons die Afrika praktyk begin ontwikkel. Ek het ook education consulting besigheid geran en ek het die Deloitte African Agribusiness Unit begin. So ons het 'n klomp landbou experts daar gehad, ouens wat self geboer het, praktiese ouens. Want ek het gesien in die landbousektor is daar geleentheid, beide internasionaal. Afrika op daai stadium was die fokusplek vir 'n klomp multinasjonale maatskappye om hulle strategies te posisioneer, om te kyk na mergers and acquisitions, om te kyk na verskillende feasibility studies van volhoubaarheidsstudies van projekte. En ek het toe eventually bedank by Deloitte en ek het net gespesialiseer daarin.
En my kliënte ek was baie gelukkig, my kliënte was ouens soos Land O'Lakes, wat een van die grootste koöperatiewe maatskappye in Amerika is. Ons het 'n Afrika strategie gedoen, ons het 'n villa hierso in Suid-Afrika gekoop, ons het in Kenia, het ons Bidco, het ons 'n voermeule saam met hulle begin, en dan het ek ook 'n baie groot volhoubaarheidsstudie gedoen in Botswana oor die Zambesi waterskema wat hulle daar wou doen, met 'n klomp Israelies wat hulle daar geadviseer het, en ek het ouens soos Bayer gehelp met hulle Afrika strategie, Syngenta in Nigerië. Ek het studies vir die Wêreldbank gedoen rondom die naspeurbaarheid van diere in Afrika, spesifiek Botswana en Namibië, wat vleis uitvoer na Europa toe. En so dit is, en dan ook tegnologie in landbou het ons na gekyk. So dit was ek het 'n ongelooflike breë blootstelling gekry aan verskeie goeters, waar jy gevat het letterlik van strategie af tot by die veranderingsbestuur as jy iets implementeer. En die lesse wat 'n ou leer in die proses, en dan die uitdagings wat jy vanselfsprekend ervaar deur daai hele fase. Maar in daai danigheid, as jy 'n konsultant is, as jy nie, jy weet jy eet nie altyd die brood wat jy bak nie, jy weet. So toe ek nou na Agri SA toe is 4 jaar terug, jy weet, toe was dit weer, ons het 'n hele nuwe strategie bymekaar gesit, ons het gekyk na die behoeftes van die industrie, en daaruit het ons basies, jy weet, die strategie geformuleer wat ons nou het. Sê vir my, ek wil julle daai tyd, en ek wil 'n bietjie nou dieper delf ook in die kommersiële model, of die besigheidsmodel van Agri SA. So julle word betaal vir julle tyd in essence. Julle vat nie, jy het byvoorbeeld daai voermeule genoem. Dis nie dat julle aandeel in die ding het. Nee. So as glad nie. Kyk, so by Deloitte, ons noem dit times and materials, so jy verkoop jou kennis basies. Yes. En dit is 'n, ek meen, bestuurskonsultasie maatskappye internasionaal, as jy nou kyk na die grootes, McKinsey, Bain, Deloitte, PwC tot 'n mate, is niche ouens wat fokus daarop. En baie wat ek agtergekom het, baie internasionale direksies, jy weet, sê net maar van Syngenta of hulle gebruik ouens soos Deloitte en McKinsey om hulle te adviseer, om navorsing te doen, om jy weet, te kyk na verskillende tendense en hoe hulle self moet posisioneer. Ek persoonlik dink in Afrika, baie van hulle het groot foute gemaak. Want hulle het, ek dink, op 'n teoretiese basis na Afrika gekyk, waar as jy op 'n praktiese basis na Afrika kyk, dan is dit iets heeltemal anders. En dis hoe ons onsself geposisioneer het, is dat ons is in Afrika, ons verstaan die uitdagings in Afrika. Ek was al in baie Afrika lande. En jy weet, ons het eerstehandse kennis van, as Afrikaner onsself, en as Afrikaners, van hoe om te gaan in hierdie omgewing. Ja. En as jy 'n bestuurskonsultant het in New York wat in Harvard geswat het, kan hy so slim wees as wat hy wil. Jy weet, hy verstaan nie hoe jy 'n wiel moet omruil in die Serengeti nie. Jy weet, so ek dink daai was ons diferensierende die faktor in terme van bestuurskonsultasiedienste. En die ander ding wat ek ook agtergekom het, internasionaal is daar baie, hulle baie waarde aan daai tipe van advies. En dit ook die brands, nee. Ek dink die ouens is dis van die multinationals, ek wil sê 'n onregverdige voordeel het, maar dis nou ook, nee, die ou hy wil by PwC, want hy weet wat PwC of Deloitte doen, en dit beteken by default dit gaan Deloitte Suid-Afrika wees wat die besigheid kry. Ja. En wat gebeur het met ons is, die internasionale ouens het van ons gehoor, en hulle het ons begin kontak, uit Washington, uit Londen, uit Basel, en dit was toe eventually waar ons osself geposisioneer het. En dit is 'n dollar gebaseerde tarief, wat obviously baie beter was as om, jy weet, te kibbel oor R500 'n uur in Suid-Afrika. Yes. En dit was baie winsgewend op daai stadium vir ons gewees om dit te doen.
Die rede hoekom ek dit ook gedoen het, was die blootstelling wat dit my gegee het aan die internasionale sienings van Afrika en dan Afrika se sienings van die internasionale markte, en spesifiek landbou sit ons met 65% van die landbougrond wat oor is in Afrika. Nee, Suid-Amerika ook tot 'n groot mate, is al baie wat nog ontwikkel kan word. Maar jy weet, wat doen ons met daai hulpbron? Jy weet, ek sê altyd vir mense, ons sit met die langste rivier in die wêreld, wat die Nyl is, en die tweede grootste rivier in volume, wat die Kongo rivier is. Pragtig. En daar is ontsettend hoeveelhede water daar. So, jy weet, die droom is om geopolities te begin dink oor hoe kan ons die wêreld voed deur verder te dink as net klimaatsverandering is 'n realiteit. Ek meen, ons sien dit in Suid-Afrika, vandat ek begin het ons droogtes gehad, ons het, soos ons hier sit vandag, is ons besig om voer aan te ry, na die Noord-Kaap toe en die Wes-Kaap toe, en dit is klimaatsverandering is hier. Maar ons sit met hulpbronne in Afrika, wat totaal en al onontgin is. En ek was toevallig gister het ek die Botswana regering 'n bietjie gaan toespreek oor hulle strategie, landboustrategie. En een ding van Agri SA wat ek regtig waardeer is, as jy uit 'n georganiseerde landbouperspektief uit na 'n land kom wat 'n ongeorganiseerde landbouperspektief het, dan het jy regtig 'n groot probleem. So ons is eintlik baie gelukkig in die land om iemand soos Agri SA te hê wat al hierdie strukture organiseer, en ons benadering is 'n waardeketting benadering. Die boer op sy eie gaan nie die wolmark in China oopmaak nie. Jy weet, dit is die waardeketting wat dit moet doen, en die verskillende spelers in die waardeketting. Die boer op sy eie gaan nie onteiening sonder vergoeding stop nie. Hy het die hele waardeketting nodig, want onthou, as jy die waardeketting bysit, sit ons met 15 na 20% van die BBP van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Sure. En dis 'n groot stem. En dis 'n groot stem, en daai stem is gebou op die familieboer, né? Hy is die beginpunt, of die beginpunt van daai hele waardeketting. En ek dink baie keer mense onderskat dat mense gaan na Woolworths toe en hulle koop 'n stukkie vleis, maar hulle weet nie waar dit vandaan kom regtig nie. So ons hele uitgangspunt is eenheid oor landbou, dat mense verstaan dat hierdie hele waardeketting eintlik begin by die primêre produsent, en dat dit 'n besigheid is. Vir een of ander rede dink mense nie boerdery is 'n besigheid nie, maar dit is 'n moeilike besigheid. En die marges is redelik dun en die hele waardeketting, maar dit bly 'n besigheid. En ek dink dis een van die goed wat ons probeer promoveer in Agri SA. Kom ons delf 'n bietjie dieper in die besigheidsmodel van Agri SA. Jy het nou gee ons net weer jy het nou lekker, jy het 28,000 boere, jy het genoem julle 3 kamers. So gee ons 'n snapshot van dit asseblief, en dan weet hoe maak julle geld? Ja. So ons het 3 kamers. Toe ons daar aangekom het ons hierdie waardeketting benadering. Ons het baie vinnig gesien, ons kan nie al die uitdagings wat ons het te bowe kom net met jy weet, ons het die waardeketting nodig. So wat ons toe gedoen het is, ons het 9 provinsies en 26 bedrywe. So jy die graanbedryf, die melkbedryf, die wynbedryf. So lid sal 'n boer wees van 'n 36. 26. Ag, 26. Dis baie, né? Ja. So lid sal 'n boer wees, 'n boer sal 'n lid wees van Sinema Vrystaat Landbou, maar hy sal ook 'n lid wees van Graan SA en die rooi vleisprodusente. En dan het ons 45 korporatiewe lede wat eintlik met die afnemers is van die produkte, en dan spelers in die waardeketting. So jou chemiese maatskappye, jou saadmaatskappye, jou groot retailers soos Woolworths, banke, daai ouens wat almal 'n wesenlike aandeel het in landbou. So dit was die strategie. Die manier hoe ons geld maak is, die ouens betaal lede geld, en dan het ons ook strategiese projekte wat ons doen, uit die aard van die blootstelling wat ons gehad het. Daar is nie in Afrika iemand wat die pool kennis het as in terme van landbou anders as Agri SA nie. Ons het by verre die meeste kennis binne al ons bedrywe. Onthou, in die graanbedryf doen hulle navorsing, hulle doen ontwikkeling, hulle doen bemagtiging, hulle doen chemiese ontledings van goed. Hulle doen, jy weet, dit is so in elke bedryf. So Agri SA as 'n groepering verteenwoordig die beste mensekapitaal in terme van kennis en vaardighede in Afrika by verre. En dit is iets wat ons ook verkoop. So ons sal strategiese projekte aanpak
waar ons byvoorbeeld landbouontwikkeling doen. Ons doen opleiding, ons het nou begin met 'n Agri MBA, 'n mini MBA saam met die Universiteit van Stellenbosch. Want dit is baie boere, ek kan nie vir 'n jaar lank 'n kursus doen nie. So dis soos 'n 8 weke crash course, top professore, praktiese ouens soos Johannes Moller wat ons president was, Peer Verkuil, ouens wat groot boere is, wat al deur al daai pyne is, wat in 'n kort tyd vir ouens baie spesifiek kan help en kan leer. Want ons het gesien, 'n gewone MBA is nie geteken genoeg vir hierdie nie. So dis van die tipe van geleenthede wat ons ontgin. Daar's 'n groot geleentheid in transformasie. Ons is besig met 'n paar transformasieprojekte op die oomblik. 'n groot geleentheid wat ons sien is vir 'n ontwikkelingsfonds. Ons het nie ontwikkelingsfonds in Suid-Afrika nie. Want die regering subsidieer mos nie landbou nie. Hulle doen nie en die landbank ook nie. Die landbank gaan leen sy geld op die openbare mark en hy vra jou prima -1 as jy lucky is. En op 'n 15 jaar termyn, jy weet so dit is daar's nie 'n en dan hoop jy niks gaan verkeerd nie. Ja, dan hoop jy niks gaan verkeerd. vir 15 jaar. Ja. So daai is iets wat onthou die landbank in die landboukredietraad in die ou dae dit gedoen. Hulle het die boere gesubsidieer. Jy het kry byvoorbeeld 'n lening en dan vir 3 jaar hoef jy nie die rente te betaal nie en dan van jaar 3 af moet jy, of jy kry gesubsidieerde rentekoers. Okay. So in steede van sê maar 10% betaal jy 3% of wat ook al. Of die ander idee met hierdie fonds is ook om equity te vat in die besigheid. So dat dis nie net 'n straight up lening nie, die ouens vat equity in die besigheid, soos die besigheid groei die ekwiteit ook. En ek dink dis die toekoms van landbou, want wat ons sien in landbou is die landboueenhede raak groter, die ouens moet ekonomie van skaal kry, of die ouens moet super spesialiseer in iets soos blou bessies of macadamia neute of so iets. So dit raak meer ekstensief, jy moet ekonomie van skaal kry en dis 'n internasionale tendens. En ons sien dit ook in ons sektor. Jy weet, ons het 60 jaar terug 120,000 boere gehad, kommersiële boere, ons het nou so 34,000. En so daai is ook, en dan binne in daai hele mix met jy 'n tegnologie ook ingooi. Ek bedoel ons is besig met die 4de industriële revolusie. Ons het biotech, ons het nanotech, ons het mekanisasie wat jou mind sal blow as jy gaan kyk by Nampo wat se tegnologie daar beskikbaar is in landbou nou. Jy weet ons het robotics. Hulle het nou in Japan die eerste plaas wat hulle heeltemal op robotics operate. Ons het vertical farming. So daar's 'n klomp verskillende tendense wat plaasvind wat ou mee met tred hou. En ek kan regtig met trots sê Agri SA en ons lede is van die heel beste boere in die wêreld. En ons is early adapters van tegnologie. So die tegnologie wat hulle gebruik in Amerika of wherever, gebruik ons hier. En dis ook omdat ons 'n klomp multinasjonale ouens hier het, nee. Dis interessant. Ek onthou verlede jaar by Nampo was is dit 'n gesprek wat Theo Foster gelei het. Nasie in gesprek. Toe die een nou gesê sy trekkerdrywer is geheadhunt. Hy's basies gesteel deur 'n ander boer. En dit was want dit is om 'n komputer te operate. Dis net die trekkerdrywer van die huidige trekkerdrywers in die toekoms is 'n computer operator. Kyk, daar's 'n trekker wat nie 'n drywer nodig het nie, nee. Jy programmeer die GPS dinges daar in daai ding. Jy sit die grondontledings in. Jy weet op party plekke moet hy meer kunsmisstudie en op ander plekke minder. Daai ding jy weet run homself. Ongelooflik. Omri, ek weet jy's 'n besige man. Verskriklik dankie vir jou tyd. Ek kan sien hierso en as jy my sal toelaat, ek dink ons moet 'n tweede onderhoud. Ek sal sommer daar na jou toe kom volgende keer want ek wil baie graag dieper delf in die besigheid van plaas. Jy weet, want daai is ook die ouens wat ek het 'n goeie pel hou Peer Hassel Wesselsbron en ek is altyd gefassineerd as ek gaan kuier. Ek kan nie genoeg kry van die besigheidsmodel van 'n plaas nie. So dis vir my dis die domste in die wêreld wat sê 'n plaas is nie 'n besigheid nie. Maar ek sal baie graag wil dieper delf oor weer die plaas. Wat 'n interessante plaas en ouens lede wat julle mee deel. Maar verskriklik dankie vir jou tyd. Dit was 'n baie interessante gesprek. Dis reg, baie dankie. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf
www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.